Baie welkom julle reg so in vandag se les gaan ons 'n bietjie 'n kwartaaltoets saam deurwerk. So dit bevat alles wat jy hierdie kwartaal half moes geleer het. Wel die toets gaan nie als dek nie, maar dit gaan ietsie van elke afdeling dek. Soos enige vraestel maar doen en dit is hoekom jy maar alles van alles moet weet want jy weet nie wat hulle gaan vra nie. Alright, so ons spring sommer dadelik weg en ons sien hierdie is G-ekwivalente breek. Nou ekwivalente breek is soos ons weet is dieselfde desimaal moet hy verteenwoordig, maar ons skryf die breek in 'n ander vorm. So, ek wil hom gaan skryf, ek soek dieselfde desimale waarde van 3 op 4, maar ek wil dit met 'n basis van 12 hê. So, ek moes hom maal met 3 om by 12 uit te kry, en so wat ek onder doen, moet ek bo doen om die ekwivalensie te hou. So, as ek nou bo ook maal met 3, dan kry ek ons 9. So, 9 is die een wat jy daarin moes vervang, en dan so dit beteken die waarde bly dieselfde. As ek nou wil dit in 'n desimaal skryf, nou jy kan nou of byvoorbeeld 3 gedeeld deur 4 gaan langdeling doen het, maar omdat ons sien dis 4, weet ek daar is 4 25's wat in 'n 100 ingaan. So ek kan dit ook as 'n ekwivalente breek tot 'n 100 skryf. So ek kan sê 4 maal met wat gee vir my dit? So 4 maal met 25 gee vir my 100. En as ek net dieselfde bo ook doen, as ek bo ook net maal met 25, dan is die desimale waarde ook dieselfde, en dan kry ek ons 75, en is 3 maal met 25, 25, 50, 75, dan kry ek 75. Nou, so dit beteken dat 3 op 4, 12, 9 op 12 en 75 op 100 is al 3 dieselfde breek. En jy kan dit gaan kyk ook. 3 gedeeld deur 4 is 0,75. 9 gedeeld deur 12 is 3 op 4, wat ook 0,75 is. 75 gedeeld deur 100 is 3 op 4, wat gelyk is aan 0,75. Maar ons moes hom gekry het in hierdie formaat, sodat ons sonder die gebruik van 'n sakrekenaar kon sien, maar ek het deel moes met 100, so die waarde verander na 0,75 toe. Ok, en daar het ons hom dan nou uitgewerk. As ons gaan kyk na 1.2, hier sê hulle weer sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, as jy een byderhand het en jy mag hom in die eksamen gebruik, dan sou ek altyd sê, as jy klaar het gedoen het, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, gaan toets jou antwoord as jy kan. Alright, so hier gaan ons, en om hulle by mekaar te kan plus en minus, wil ek hulle almal eers op dieselfde breekdeel kry. So ek moet hierdie nou onewe breek maak, so ek sê 1 maal met 2 plus 1, so ek kry 2, 3, so daai word minus 3 op 2, plus 2 maal 7 is 14, 14 plus 1 is 15, so ek kry 15 op 7. Nou wil ek hierdie al 2 op dieselfde basis sit, selfde noemer, en van 2 en 7 gaan 14 die ene wees. Hoe kry ek die 2, 14? Ek maal met 7. So wat ek onder doen, moet ek bo doen, want onthou ekwivalente breuke. So ek kry min 21. Plus en dan maal 2, so daai word 'n 30. As ek min 21 het en ek plus 'n 30, het ek mos 9. So dan kry ek 9 op 14. En daar is jou finale antwoord. Die volgende een is maal. En as ons maal, dan wil ons vereenvoudig. Nou, ons het nou al geleer dat jy soms so skyns oor kan vereenvoudig deur te sê 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan in 8 in 4 keer. En dan kan ons sê 5 gaan in homself in 1 keer, gaan in 10 in 2 keer. En nou is dit maklik, ons maal die bokant met mekaar en ons maal die onderkante met mekaar en ons kry minus 1 op 8. En dit is dan so eenvoudig soos dit. Jy kon ook net gegaan het en gesê het, maar wacht, kom ons maal die tellers, min 5 maal 2 gee vir my min 10, op 8 maal dit gee vir my 80, en nou deel ons. Nou kan ons vereenvoudig dit te sê, 10 gaan in homself in 1 keer, gaan in 80 in 8 keer, so kry min 1 op 8, nog steeds dieselfde antwoord. Alright, so dis dan nou daai ene. As ons gaan kyk, die volgende een is ook vereenvoudig. Weereens, kom ons kry breuke. Ek soek 'n noemer, ek soek 'n teller. So in die geval het ek 2 maal 4 is 8, 9, 10, 11. So 11 op 4 gedeeld deur 20, 22 op 10. Maar nou weet ek ook, as ek deel,
dan kry ons daai flip en maal. So ek het al geleer dat wanneer ek deel dat dieselfde is as wanneer ek maal met daai breek se inverse. So omgekeerde, actually nie inverse noodwendig nie, maar anyway. So dan maal ons die bokant, ons maal die onderkant, of ons kan dit klaar vereenvoudig bietjie deur te sê 11 gaan in 22 in 2 keer en 2 gaan in 4 in 2 keer, 2 gaan in 10 in 5 keer. Kom ons maal nou almal. So ons het 5 bo en onder het ons 4 en daar het ons daai antwoord. Right, en ons is nog nie klaar met vraag 1 nie. Ons woeker en ons bly aanskuif. Ok, hierdie vraag sê vir my. Right, Simone kry 7 op 25 vir haar wiskunde toets. Skryf die punt as 'n persentasie. Ok, so ons wil dit doen sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So ek moet ekwivalente breuke maak. Weer eens sien ek, 25, ek kan maal met 4. So ek maal daai ene met 4 en dan maal ek net daai ene ook met 4. So wat ek dan kry is 100 en ek het 17 maal met 4. Ek gaan nou 'n bietjie cheat. 17 maal met 4 is 68. Ok, as jy nou 17 met 4 moet maal sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, sou jy nou net die gewone manier gedoen het. Jy sê 17 maal met 4, so jy sê 4 maal met 7 is 28, en dan 4 maal met 10 is 40, en dan plus julle by mekaar, so jy kry 68, ok? So ek hoop het maak sin. Anyways, so ons het dit, so sodra jy het op 100 kry, dan kan jy deel met die 100, so die waarde verander na 0,68. Ok, ek hoop julle is reg met daai een. Nou sê hulle, vermeerder 180 rand met 12%. Ok, so ek wil dit vermeerder. So 180 moet meer word, moet meer word met 12%. So ek maal hom met 112%. En dan, ek net gou iets kyk. 1.2 bereken, dis net 1.2 wat sonder 'n sakrekenaar is, ek wou sê, want hierdie ander ene gaan dan al hoe meer ingewikkeld raak. Dis nie onmoontlik nie, maar dit gaan te lank vat. So jy kan maar sê 180 maal met 112%, so jy kan dit so gaan doen, en dit beteken jy plus die 12%, jy weet, saam of inneem in, en dis kry jy 261 cent. En dit is hoe jy 'n ding vermeerder mos met 'n persentasie. Die ander manier hoe jy dit kon doen het, is te gesê het 180 maal 12%, nou 12% is mos dieselfde is 12 op 100 of 0,12, dan kry ons 21,6. Dan sê jy right, 180 plus 21,6, so jy plus dit dan by om die antwoord te kry, maar jy sal dieselfde antwoord kry. Right, vraag nommer 2. Hier gaan ons, en dat is hy. Alright, so vraag nommer 2 is area en omtrek. Wat sal die vierkant met 'n sylengte van 12 cm wees? Alright, so as dit 'n vierkant beteken al die sy is ewe lang. Jy moet daai eienskappe ken. Nou sê hulle, wat sal die omtrek van 'n vierkant met die sye met 'n sylengte van 12 cm wees? Nou, dit is 'n maklike een, want ons weet daar's 4 van hulle. So al wat jy hoef te sê is die omtrek is gelyk aan 4 maal met 12, so ek kry 48 cm. En daar het ons hom uitgewerk. 1 punt, en dis ook hoekom hy net 2 punte is, want is maklik. Bereken die oppervlakte van die volgende figuur. Ok. Hy is bietjie moeiliker. In hierdie geval sal ek gaan en hulle opbreek. So, ja, daar is 'n formule wat jy die oppervlak van 'n trapesium, want jy weet is 'n trapesium, want hy het parallel sye, maar ons gaan nie nou daai oppervlak gebruik, of die oppervlakformule van die trapesium gebruik nie, alhoewel is nie moeilik nie. As jy hom ken, gebruik hom asseblief. In hierdie geval gaan ek nou net gaan en
elkeen individueel gaan uitwerk. Kom ons noem daai 1, 2 en 3. Vir 1 moet ek nou hierdie loodregte hoogte hier uitwerk. Gelukkig sien ek, hierdie is 'n trapezium drieling. So FD kwadraat is gelyk aan 5 kwadraat minus 3 kwadraat. En dis as gevolg van Pythagoras, en dan kan ek sê FD is gelyk aan 4, en dan gaan sommer net sê drieling. Alright. So FD is 4, so daai is 4. So nou as ek hierdie area van hierdie driehoek wil gaan uitwerk, dan sê ek vir 1 is die area 'n half basis, die basis is 1 cm, maal loodregte hoogte van 4. Ek kan actually dit in totaal doen. Kom ons doen dit sommer alles in een go. So die area gaan wees, daai area plus die een se area, daai een se area gaan lengte maal breedte wees, en dis 8 maal 4, plus dan die area van die ene, en dit gaan wees 'n half basis maal loodregte hoogte. En daar het ek hom neergeskryf, en al wat ek nou hoef te doen, is om dit in my sakrekenaar in te gaan tik. So ek het 0,5 maal 1 maal 4 plus 8 4 plus 0,5 3 4. En dan kry ek 40, wat is dit nou, centimeter kwadraat vir die area, totale area van daai trapezium. Alright, is julle nog met my? OK, maak seker jy het jou water of jou koffie byderhand, vir alles jy so deur 'n vraestel werk. OK, nommer 2.3, kom ons spring weg met 2.3, en hier het ons dan nou, bereken die volume en buiteoppervlak van die volgende figuur. OK, so hopelik is jy nou al gesout hiermee, maar ons spring weg en ons sê die totale buiteoppervlakte van hierdie ding is, nou het ons mos nou hierdie figuur hier, en ons vat hom, ek gaan hom vat, maal 2, né? So dit is 2 maal 24 maal 18, 24 maal 18, plus die omtrek van hierdie figuur, en dit is dan nou 24 plus 24 plus 18 plus 18, dis reg rondom, dis 84 maal die hoogte van 20. En daar het ek my formule nou vir die totale buiteoppervlak. So dis 2 maal 24 maal 18 plus 84 maal 20, en dan kry ek 2544 centimeter kwadraat. Onthou, buiteoppervlakte soos kwadraat. My volume, hy is maklik 24 maal 18 maal 20, die orde maak nie saakie, want dit maak nie saak nie. Maal 20, soos moet seker maak ons maal 8640 kubieke centimeter. En daar het ek hom. Alright, ek hoop het maak sin sover. As jy enige van hierdie vrae iets nie verstaan nie, en ek het dit in diepte verduidelik nie, gaan kyk asseblief by die inhoud, en gaan kyk weer daai afdeling se video's en assesserings en werkkaarte in die werkboeke. Alright, 2.4, herlei die eenhede. Alright, hoeveel milliliter is daar in 'n liter? Ons weet daar is 1000 milliliter in 1 liter, so ons deel hom met 1000, so ons kry 7,2 liter. Hierdie ene, herlei centimeter kubieke, 3.5 kubieke centimeter na kubieke millimeter. Alright, so ons moet nou gaan kyk. Hoeveel millimeter is in 'n centimeter? Ons weet 10, maar nou dit is nou kubieke millimeter. So dit is 10 mal 10 mal 10. So dit is 1000. So en nou gaan ons van groot centimeter na klein. En as ons van groot na klein gaan, dan maal ons.
So ons maal met 1000. So jy sal sê 3,5 maal met 1000. So dis 1, 2, 3. So dit is 3500 kubieke millimeter. Right, en die laaste een is milliliter na kubieke meter. Nou, dis die ander ding. 1 liter is 10 cm by 10 cm by 10 cm. Okay, so hoe gaan ons hierdie nou herlei na die ene toe? So die belangrike ding hier is, ons vat heel eerste milliliter en ons wil dit na meter, kubieke millimeter toe vat. So milliliter is 1 milliliter, so net die verhouding kry, is gelyk aan 1000 kubieke centimeter. Alright, want soos ek gesê het, ons kan nou verder gaan en kyk, 1 liter is gelyk aan 10 cm by 10 cm by 10 cm. So dit is 1 liter is 10 cm kubieke centimeter. Alright, wag, kom ek ja, alright, so dis waar. So, hier is dan nou verkeerd. 1 milliliter is 1 kubieke centimeter, nie 1000 nie. So 1 milliliter is 1 kubieke centimeter. Want as jy centimeter by centimeter by centimeter, soos jy so dingetjie het, nie? 1 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter, so, en dan 1 centimeter by 1 centimeter, moes nou so gaan. En jy kon het nou mooi teken. Daai is 1 milliliter. Ok. Dan, so, 1 liter is 10 kubieke centimeter. So dit is 10 by 10 by 10 by 10. So dit is 1000 al te same, nee? So, is eintlik 1000, wat praat ek? Dit is 1000 kubieke centimeter. Alright. So, reg. So, as ek milliliter na centimeter toe, so die eerste ding wat jy wil doen is, jy wil hierdie omskakel na centimeter, kubieke centimeter toe. En dis dan maklik om te doen, so jy sê net, dis is 30.000 milliliter, gelyk aan 30.000 kubieke centimeter. So as ek nou kubieke centimeter wil omskakel meter toe, dan al wat ek daar hoef te doen, is weer eens, soos ek sê, is hoeveel centimeter is in 'n meter, nee? So, en daar is 100 centimeter in 'n meter, so dit is 100 by 100 by 100, so dit is 6 nulle soos 1 miljoen, en wanneer ek van klein na groot gaan, dan deel ek, so ek moet hom deel met 1 miljoen, en dit is dan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so is 0,0, so my antwoord is 0,03 kubieke meter. Ek hoop dit maak sin, ek hoop ek jy nie te veel verwar nie, hierdie, hoe kan ek sê, omskakelinge is belangrik, so gaan oefen hulle maar soveel as wat jy kan. Alright. En dit is min of meer dit, 0,03. Maar ja, speel rond met dit, gaan kyk na dit, dit is nogal cool. Maar een van die coolste goed wat ek al gesien het ooit, is 10 cm by 10 cm by 10 cm, en dan kry jy 'n liter Coke, en die liter Coke pas presies in die boksie in. Dit is nogal cools. Alright, kom ons spring weg, ons is nog nie klaar nie, ons het nog 'n hele paar vrae wat ons moet deurwerk voor die einde van hierdie vraestel, so ons het baie werk om te doen. Alright, datahantering. In 'n kort ondersoek wat uitgevoer is 16 mense gevra hoeveel keer hulle in die afgelope maand motor bestuur het nadat hulle alkohol gebruik het. Die resultate was as volg. So, dit is die mense wat nou gesê het, 16 mense is gevra hoeveel keer hulle in die afgelope maand, dis nou afgelope 1 maand, sê maar, of 2 maande, hulle het nou nie, dit het nou verlore gegaan.
Kom ons maak dit maar 1 maand. Ons sal nou kyk die bestuurder alkoholimiete. Ons maak dit 12 maande, dan sit 'n jaar. Alright, 12 maande motor bestuur het, nadat hulle alkohol gebruik het. So hierdie een hou het 1 keer, daai hou het 1 keer, hierdie hou het glad nie, daai hou het 5 keer, hy het glad nie, hy het glad nie, hy het 4 keer ensovoorts. So, bepaal nou die modus, mediaan, omvang en gemiddeld. Alright, my modus is die een wat die meeste voorkom. Watter een kom die meeste voor? Wel, 4 kom 2 keer voor. Ons het 1 wat 1, 2, 3 keer voorkom. So 1 is nou die voorloper so ver. Dan het ons 0 is 1, 2, 3, 4 keer. Alright, so ek sou sê 0 loop voor die kant. Dan het ons 2 is 1, 2, 3 keer. 5 is 2 keer. 0. So 0 is 1, 2, 3, 4 keer. 4 keer wat hy voorkom en hy sal die modus wees. So my modus is dan nou 0. Ok. My mediaan moet ek al hierdie waardes gaan rangskik van klein na groot om my mediaan te kan bepaal. Nou, ons begin. Ons het 4 nulle. 0, 0, 0, 0. So al die nulle is gebruik. Dan het ek 1, 2, 3 ene. Dan het ek 2's, het ek 1, 2, 3. So die 2's is gedoen. Dan het ek 3 glad nie, dan het ek 4, 1, 2, 4. En dan het ek 2 5'e. En kom ons stel net gou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sien, daar moet 16 is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Nie 16 mense nie, dis 14 mense. Ai. Ok, silly fout. Alright, maar ons figure dit uit. Alright, so mediaan. So die mediaan, kom ons maak net gou, die mediaan is die middel 1. So as daar 14 is, dan moet dit tussen die 7de en 8ste een lê, want jy gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so as jy dit in 2 dele opdeel, deel jy dit mos so op, so my mediaan lê reg in die middel, so dit is 1 plus 2 gedeel deur 2, soos 3 gedeel deur 2, so my antwoord is 1,5, so my mediaan is 1,5. My omvang is die grootste een min die kleinste een, so 5 minus 0, so dit sal wees 5 minus 0 is gelyk aan 5. En dan my gemiddeld is almal by mekaar getel, gedeel deur hoeveel daar is. Die teken vir gemiddeld is 'n x met so 'n streepie op. So ons plus hulle almal by mekaar, so is 1, 2, 3, dan het ons 2, 4, 6, so ons sit op 9, 9, daai gee vir my 19, 23, 27, 27 gedeel deur 14, so as dit 27 gedeel deur 14, gee vir my 1,93 vir die gemiddeld. En dit is hoe hierdie dan die gemiddeld uitwerk. Ek hoop julle is nog met my sover. Ok, kom ons gaan en ons pak die volgende ene aan. En nou sê hulle vir my, hier is 'n grafiek. Ok, so die grafiek hieronder toon die persentasie motorbestuurders wat volgens 'n landwyse opname die alkoholimiet oorskry het. Alright, so daar het ons dit nou. Watter provinsie toon die hoogste persentasie bestuurders wat in 2003 die perk oorskry het? Ok, so ons het Gauteng, onthou die donker een is 2002, die ligte een is 2003. So watter provinsie toon die hoogste persentasie bestuurders wat in 2003 die perk oorskry het? So ons kyk net na die ligtes. Nou die ligtes hier is Mpumalanga met myle. So Mpumalanga het daar. Watse provinsie toon 'n afname in persentasie bestuurders wat vanaf 2002 tot 2003 oorskry is? Alright, so hierdie ene toon 'n afname, daai is 'n opname, afname. So ons het Gauteng, maar ons het ook die Oos-Kaap, die Eastern Cape, ons het ook die Noordwes, en ons het ook die NC, die Noord-Kaap.
Alright, so watter provinsie toon 'n afname in persentasie bestuurders? Hulle het nie gevra watter ene toon die meeste of die grootste afname nie, net 'n afname. En so dan wys jy almal. En dan die laaste vraagie vir hierdie toets wat ons moet beantwoord is: hoeveel provinsies het in 2002 meer as 4% bestuurders gehad wat die alkohollimiet oorskry het? As ons gaan kyk, hier's 4, so jy kan actually 'n lyn gaan trek. En dan vra hulle in 2002, so hoeveel provinsies het in 2002 meer as 4% bestuurders gehad wat die alkohollimiet oorskry het? Wel, 2002 is die donker ene. So ons gaan kyk, dit is die Gauteng, en dit is die Oos-Kaap, en dit is Mpumalanga, die Noordwes, Limpopo en Noord-Kaap. So jy moet almal daar gaan neerskryf, en dit is eintlik shocking, om te dink dat so baie mense rondry onder die invloed. Maar dit is dit, so ek hoop jy is nou onder die invloed van 'n bietjie wiskunde. Laat weet jy enige vrae het. Yes, en ja, sterkte vorentoe, sien hulle in die volgende les.